Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 25ste Mei, dit is die jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerwe. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor die Here red. Nou toe koning Dawid in die moeilikheid was, het hy nie aan iemand anders se toe gevlug nie. Hy het geweet sy redding kom van Abba af. Kyk, koning Saul was nog sy skoonvader. Maar nevertheless, die man het sy lewe gesoek, hy het hom gejaag soos 'n dier. Hy het gekyk of hy nie hom sy lewe kan neem. En hy het toe nou gaan vlug en daar by die Filistyne gaan wegkruip. En weet mos maar, partykeer dink jy doen 'n goeie ding en hierdie koning besluit, hierdie is 'n trap. Hy weet nie hoekom is Dawid daar nie. En hy gaan roep toe nou vir Dawid en Dawid kom voor hom, maar hy gedra homself kranksinnig. Hy krap so teen die deur en speeksel loop teen sy baard af en hierdie koning dink, nee, jene, ek het genoeg mal mense in my eie ryk, hy sê nee, laat jy nou maar gaan. So Dawid kon toe nou wegkruip daar vir Saul. Maar kom ons gaan lees die dankbaarheid wat koning Dawid toe nou gehad het teenoor teenoor die Here, omdat hy nou gered is van hierdie koning Saul af, toe hy nou gaan wegkruip het by die Filistyne. En onthou, die Filistyne en die Israeliete was aardsvijande gewees, hulle het nie langs dieselfde vuur gesit nie. Psalm 34, 'n psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het sodat hy kon heen gaan. Ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot. Laat ons sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie elendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. So kan ons ook die Here aanroep en hy verlos ons uit al ons benoudhede. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is, welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here o sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek het geen gebrek aan enigiets nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat dit nie bedrog sal spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Laat die vrede, jaag die vrede na. Die oë van die Here is op die regverdige, sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al sy benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdiges, maar uit hulle almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onhou maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat hy by hom skuil, hoef nie te boet nie. Psalm 91, vers 14 tot 16. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor en in die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here, wanneer jy in 'n moeilike tyd is en jy maak jou woord oop, dan gee die Here vir jou antwoorde. Maar kom ons bid en ons vra die Here om met ons te wees. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat U red. Dankie dat U ons help wanneer die vyand sy hakskeen teen ons opgelig het en hy dink hy kan ons vernietig. Here, kom U in die tree tussen beide en U help ons uit al ons benoudhede. U red ons en ons wil net vir U sê dankie daarvoor. Here, wees met elkeen in hierdie dag, seën hulle ryklik is my gebed in Jesus naam. En ek sê vir U dankie daarvoor. Amen en amen.